Vriende, goeiemôre. Baie welkom veral hier na ons tweede vakansie wat ons nou gehad het. Na die April vakansie het ons nou weer so 'n weekie afgehad, so ons is diep dankbaar daarvoor. Maar baie welkom terug aan almal. Dis lekker om julle almal te sien vanoggend. Vriende, ek wil net gou vra, as daar iemand is wat langs jou sit wat jy nou nie ken nie, het jy jouself aan hom bekend gestel? Want ons sit mos almal op ons plekke waar ons het mos 'n plek in die kerk. So as jy nou die ou nie langs jou ken nie, stel jou net asseblief voor, dat mense net weet, wie is die vriendelike gesig wat daar sit. Want ons sit met die uitdaging, daar is weekliks nuwe mense wat hier by ons kerk aansluit en wat hierna toe kom, en ons wil graag vir daardie nuwelinge sê baie welkom, en mag dit vir julle 'n wonderlike tyd hier by ons wees. Indien jy een van daardie persone is vanoggend, en jy wil graag hê, ons het nog nie jou besonderhede of so nie, asseblief, daarvoor in die voorportaal is so mooi wit vorm, daar staan lidmaat besonderhede, vul dit asseblief vir ons in, en dan kan jy sommer een van hierdie dankofferkussies gooi, of by die kerkkantoor inhandig, of sommer vir ons e-mail, en dan dat ons hou van om te weet wie almal is wat hier by ons in die kerk is, en dat ons saam met mekaar die pad kan stap. So vriende, asseblief, as daar van julle is, vul vir ons gerus in, en dan kan julle daarom 'n besoek van die dominee ook so. OK, vriende, ek wil graag vra dat ons, hoekom wil hy nou nie aangaan nie? As hy. Ons het hierdie wonderlike gebruik om na die erediens saam koffie en tee te drink. Daar is vanoggend ook weer lekker koffie en tee en koekies, terwyl die kinders na die kategese toe gaan. Ag, ek wil vra, kom ons ondersteun dit, dis ook waar ons nuwe mense ontmoet, en gesels, as jy daar 'n vreemde gesig sien, nuwe gesig sien, stel jouself bekend, vra wie is jy, waar kom jy vandaan, wat maak jy hier, maar dat ons saam kuier daar na die tyd, daar onder die boom. Dit het vroegoggend gelyk of dit gaan reën, maar nou is dit Oudtshoorn verras ons mos altyd met 'n sonskyn. So, maar kom ons kuier lekker saam na die kerk vanoggend. Dan vriende, wil ek graag vra, ons het 'n kleuterkerk wat tydens die erediens hardloop. Dis vir ons 2 tot 6 jariges. Dis nou hier die gebou hier langs aan. Ons soek daar mammas wat vir ons so 'n hand kan gee. Dit werk uit as ons genoeg is, dan is dit so eenmal 'n kwartaal gaan jy 'n beurt kry. So as daar van ons kleuters se mammas is wat vir ons wil kom uithelp, kontak my gerus, ons sit ons jou op die groep, en dan kan ons daardie datums kry, en dankie ook vir die mammas wat vir ons daar help. Jy sal sien, daar is net 4 datums hierdie kwartaal oor, wat ons kleuterkerk het, so as jy wil help, kom help my asseblief, en laat ons kinders ook so van kleintyd af leer, van die kerk en van die Here en van Jesus. Dan hierdie groot ding, al die moeders, baie gelukkige Moedersdag vir almal. Ek dink julle het almal 'n persentjie gekry. As jy nou laat ingekom het, dan kan jy maar na die tyd na my toe kom, daar is nog chocolates oor. Sommer net so 'n bederfie om vir ons moeders te sê baie dankie vir alles wat julle doen. Maar vriende, ons het baie keer die konsep dat om Moedersdag te vier is net die maas wat biologiese maas is wat kinders het. Moedersdag is baie groter as dit. Dis vir alle vrouens, alle maas wat 'n ma-rol speel in mense se lewe. Dit kan 'n geestelike rol wees, dit kan 'n vriendskaprol wees, maar ons eer vanoggend almal wat daardie ma-rol speel in mense se lewens. Ja, ek weet, daar's van julle wat miskien vandag bietjie met heimwee terugdink, wat nie meer 'n moeder het nie, en dit is oukei, want ons weet die Here is op 'n besondere manier vandag ook hier teenwoordig by elkeen van julle. Maar ons wil al die moeders vandag wat 'n rol speel in kinders en in mans se lewe, ons wil julle eer en vir julle sê dankie. Dankie vir wat julle doen, dankie vir die mens wat julle is en die manier hoe julle God se liefde aan ander uitdeel. So, geniet die dag. Ek kan julle nou nie almal uitvat vir ete vandag nie, maar ek hoop julle word bederf daar waar julle is, en dat almal sal skollegoed was en kos maak, en julle net so lekker kan agterhoor sit en ontspan. OK. Vriende, môre is 'n baie spesiale dag in hierdie mooi vrou van my se lewe. Dis haar verjaarsdag môre. So, dankie vir alles wat jy vir my doen en ek vir jou kan beteken. So.
Baie geluk my skat. Ja? Maar ek sien jou persent môre vir jou gee. Sê baie dankie julle. Kindertyd. Al ons graad 1 tot 6's. Okay, môre julle? Môre, is julle reg? Okay, wag, hier kom nog 2 manne. Ons sal gou voor ons gaan begin, nê? Wil ons gou net gou vir met die mammas en pappas. Het jy 'n sitplekkie, skat? Jy kan maar daar sit. Daar's hy. Ek wil net gou met die mammas en pappas praat. Ons gaan nou met julle praat. Vriende, ons is voortdurend aan die soek na goeie maniere om vir ons kinders van die Here te leer. En ons kategese skool floreer en ons is diep dankbaar daarvoor. Maar ons het agtergekom, ons tyd wat ons met die kinders het, is 'n bietjie beperk. En veral graad 1, 2 en 3, waar dit 'n baie, hulle sê mos 'n graad 1, 2 leerling is soos 'n spons. Julle neem alles in, julle leer alles en sien alles en ervaar alles. En toe het ons begin met hierdie konsep en ons gaan vandag dit mee begin. Ons as ouers en kategete het daaroor gepraat, dat na die kindertyd, vir oggend, gaan die graad 1, 2's en 3's, dis 'n tannie wat julle gaan vat, dan gaan julle klasie sommer klaar hê. Want dan is daar genoeg tyd en na die kerk, dan is julle klaar. Is dit reg so? Verstaan julle? So ons gaan dit nou probeer en kyk hoe dit gaan. Daar is lekker voorbereiding gedoen, julle gaan dit geniet daarsom. En as dit nou vir jou 'n skok is, kan jy maar volgende week eers aansluit, maar ek dink die meeste van julle sal saam met tannie Daniel gaan, al die graad 1, 2's en 3's na die tyd. So ons gaan nou hierdie gebruik begin doen, julle kom kerk toe, en dan as julle hier klaar is, dan gaan julle na julle klasie toe, en dan die ander groter kinders gaan sit. Is dit reg so? Ons gaan nou kyk, hoe gaan dit nou vanoggend? Okay. So ons is heeltyd besig om te kyk, om ons kinders optimaal die tyd te gee om van die Here te leer. So ons kyk hoe dit gaan. Is dit reg so met julle? OK. Right, nou gaan ek eers gou my boodskap met julle deel. Hoe gaan dit met julle? Gaan dit baie goed met julle? OK, fantasties. Nou wil ek gou by julle hoor, nê? Wie van julle, mamma of pappa of selfs jy, praat die meeste in die huis? Julle of wie? Wie praat die meeste in die huis? Sê maar Derek. Jy, praat jy die meeste, fantasties. En jy ook. En wie nog, wie se mammas praat die meeste? Steek op die hande. Julle ander en julle paas, is hulle maar stil. Nee, hulle is maar stil. Maar weet julle, het julle al gedink, as jy nie kon praat nie, hoe sou jy dan wees? Jy het sleg gevoel het, nee, maar jy weet, jy gaan nie weet om met iemand te praat as jy nie 'n stem het nie, nê? So elkeen van ons het 'n stem gekry. My stem is so diep stem, nê? Party se net 'n fyn stemmetjie, nê? Maar almal se stem is uniek. Luister gou mooi. Het jy al gehoor, almal van ons se stemme is nie dieselfde nie. Almal se is uniek, net soos jy uniek is. Nou vir oggend gaan ons met die groot mense praat oor die Bybel, waar die Here sê, hy is ons goeie herder, en die skape wat ons is, sy kinders, ken sy stem. So julle moet mooi gaan luister. Jy gaan mos nou nie, as daar 'n vreemde stem is, gaan jy mos nou kyk. Maar as dit mamma of pappa se stem is, of boetie of sussie se, dan gaan jy weet, dis mense wat ek ken. Nee? Net soos jy hulle stemme ken, so moet ons ook Jesus se stem ken. En weet julle wie is Jesus se stem? Jesus se stem is daardie liefde wat jy ervaar in die huis. Mamma en pappa of iemand vir jou drukkie gee,
dis Jesus se stem. Dis die Here wat ons aanbid en vir wie ons baie lief is. OK. Kom ons maak die oogies toe. Here Jesus, baie dankie dat ons u stem kan ken en kan hoor en deel kan wees van 'n gemeente. Seën vir ons in hierdie wonderlike dag. Mag dit tot eer van u naam wees. Amen. Vriende, kom ons raak rustig voor die Here. Ons is in Paastyd. Hierdie tyd van die jaar is ons op pad na Hemelvaart toe en Pinkster. En ek wil vanoggend jou uitnooi. Ek weet dit was nou 'n lang tyd met afnaweke en vakansies en al die goed. Maar jy's vanmôre hier met een doel voor oë en dit is om die Here te kom dien, om hom te kom aanbid, om sy stem te kom hoor. Daarom wil ek jou nooi om vir 'n oomblik stil te raak en net jouself oop te stel, net te hoor, te ervaar, te beleef en ook dankie te sê dat jy hier kan sit vanmôre. Kom ons raak stil voor die Here. Here, ons is vanmôre as 'n gemeente bymekaar en ons is bewus van u grootheid, u liefde en u teenswoordigheid. Dankie Here dat ons vanmôre hier kan wees en dankie dat ons net in u teenswoordigheid kan verkeer. Dat ons vanoggend hier in 'n bank kom sit het en geweet het dat u alreeds voor die tyd klaar hier is. Dat u klaar geweet het wie vanoggend in hierdie gebou gaan sit. Dat u klaar geweet het met wie wil u praat in hierdie oggend, Here. Here, ons gebed is dat u op 'n besondere manier vanoggend ons sal nader trek. En al daardie gevoelens in ons wat soms skeiding bring tussen ons en u, dat u dit deur die Gees sal kom wegvat. Daardie bekommernisse, daardie hartseer, daardie pyn, daardie seer, mag ons opnuut vanoggend drink uit die fontein van die lewenswater, wat ons lewe verryk en vir ons help. Seën ons in hierdie oggend saam, Here. Amen. Geliefdes, ek wil julle groet met die woorde genade en vrede vir julle. Mag die Here julle seën in hierdie wonderlike oggend. Amen. Vriende, ek wil hê ons moet antwoord met hierdie liturgie en ons doen dit tot en met Hemelvaart. En ons gaan dit 3 keer doen. Dit begin staggies en dan al hoe harder en al hoe harder. Maar as ons dit doen, dan erken ons dat die Here werklik opgestaan het en dat hy lewe. Die Here het opgestaan. Die Here het opgestaan. Die Here het opgestaan. Glo dit. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ons nou hierdie lied kom bely het en getuig het dat u Gees deur ons moet waai en dat ons laat oorloop, dan wil ons opnuut by u kniel vanmôre en ons wil net vra, Here, spreek tot ons, praat met ons luister, ons is ontvanklik, ons wil hier wees. Here, mag u genade en liefde oor ons wees in hierdie oggend en ook in die woord as ons dit saam lees. Here, ons dink aan ons gemeente wat in hierdie week deur afsterwe van geliefdes gekonfronteer is. Hulle wat geliefdes aan die dood moes afstaan en wat stikkend is en wat verlang. Ons dink aan hulle wat seer het, wat gesondheidsuitdagings het. Hulle wat in 'n krisisse verkeer.
die lewe wat met hulle gebeur. Here, ons bid asseblief, in hierdie oggend vra ons dat U genade oor hulle sal wees, en ook oor ons gemeente, in al ons aktiwiteite, en al ons bedrywighede, vra ons net dat U vir ons leiding sal gee, en vir ons daarin sal wys, wat ons moet doen. Seën ons in hierdie dag verder. Amen. Vriende, ons gaan saam lees uit Johannes 10, ons is in hierdie paastyd besig om te kyk en te fokus op die Here Jesus wat opgestaan het, en dat hy lewe, en ons is op pad na hemelvaart toe, maar ek wil vanoggend so 'n bietjie teruggaan, daar in Johannes 10 het 'n gebeurtenis afgespeel, en ons gaan bietjie daarby stil staan vanoggend by die tema herder Heer. Ons lees daar vanaf vers 22, jy kan die Bybels oopmaak. Dit was daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem, en dit was winter. Jesus het in die tempel in die pilaargang van Salomo geloop. Toe die Jode het daar om hom saamgedrom en vir hom gesê: Hoe lank gaan u nog, hoe sê ek dan nou vanoggend my bril vuil? Hoe lank gaan u ons nog in die onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons. Jesus antwoord hulle toe: Ek het dit vir julle gesê, en tog glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is. Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem. Ek ken hulle, en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader in my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Net tot sover, ons gaan sommer so 'n bietjie met daaroor stil staan. Liewe vriende, ons is by die tema herder Heer. Nou, in die begin moet ek vir julle dit sê, ons ken die metafoor of die beeld van 'n herder wat na sy skape kyk, kom baie sterk deur die Bybel na vore, en veral daar die baie bekende Psalm 23, maar so is daai metafoor ook verder uitgebrei. Die skaapwagters is van die eerstes wat hoor dat Jesus gebore is. So kan ons dit verder gaan. En die Here Jesus kom ook, en hy vat hierdie beeld verder. Maar ek wil begin met 'n insident, en nou wil ek gou vra, ek wonder, wie's daai man? Dis seker die ouer mense sal dit nou weet. Die kinders, weet die kinders dit? Dis Paul Newman, né? Ek dink hy was nog voor my tyd, né? Ek weet ook, ja, ekskuus. Maar die ou was bitter gewild. En op die hoogtepunt van sy gewildheid stap hy eendag in 'n roomys winkel in, om soos enige ander mens roomys te koop. Maar net voor hom staan daar 'n vrou wat nou haar bestelling vir die roomys geplaas het. En die volgende oomblik toe sy langs haar kyk, toe staan hierdie man in lewende lywe daar. Sy kon haar geluk omtrent nie glo nie. Sy het amper aan die bewe gegaan en gewag dat sy net haar roomys, sy kon nie glo, Paul Newman staan hier langs my nie. In elk geval so het sy die roomys geneem en is uit by die deur. Toe sy buite kom, toe besef sy, maar sy het nooit die roomys gevat van so die mekaarheid. Nou hardloop sy weer terug in die winkel in, en vir die man te gaan sê, maar ek het nooit my roomys gevat nie. En toe sy nou weer voorkom, toe sê sy vir hom, maar waar's my roomys? Toe kyk Paul Newman haar so aan, toe sê hy, mevrou, jy het dit in jou handsak gesit. Die gevolg is, somtyds rattel ons, as ons 'n bekende persoon ontmoet, of jy besef, en hier is nou 'n bekende persoon lang, dit is so 'n bietjie, dit vat so 'n bietjie aan ons, partykeer is ons so 'n bietjie van ons koers af, as ek dit kan stel. Maar het u geweet, en het u besef, dat die Here Jesus wat ons aanbid, wat die herder is, wat die heerser van die aarde is, rattel ons as in sy teenwoordigheid is, wat baie meer gewild is as Paul Newman,
wat baie meer gewild is as enige van die bekendes wat ons vandag in die wêreld het. Hoe voel jy? Wat gebeur met jou as jy in hierdie herder se teenwoordigheid kom? Wat interessant is, die Griekse woord wat vir herder gebruik word is kalos. Nou kalos is maar die woord, maar hy het baie meer as dit betekenis. Jy kan nie anderste as om na die herder te gaan nie. Dis eintlik die impak van hierdie woord. As jy besef die Here Jesus is die herder, is jou herder, dan verander alles in jou lewe. Nou, ons kan maklik vir mekaar sê en vra, maar wat is hier besig om te gebeur in ons lewe? Want, vriende, ek moet vir u sê, elke dag het ek te doen met vrae. Mense wat sukkel om te verstaan. Mense wat sukkel om lyding te verstaan. Here, hoekom moet ek so swaar kry? Here, wat het ek gedoen of wat het ek nie gedoen nie? So kom die vrae aan mekaar op by ons. Ons word gekonfronteer. Die afgelope week het ek 5 roudienste gehou. Ek is die afgelope week of 2 elke dag eintlik met die dood gekonfronteer. Die realiteit, die werklikheid van jy gaan dood. Ons leef nie almal vir ewig nie, behalwe na die graf, na die Here. Wat maak ek en jy hierdie kant van hierdie graf? Hoe lewe ons? Waarmee is ons besig? Wat maak ons lewe vol? En dit is wat hierdie teks vir ons vanoggend wil kom help. Hy wil vir ons kom help dat die Here ons herder is, dat die herder Heer is, dat hy besig is in ons lewe, dat hy koning is. Maar nie net koning nie en dat jy hom aanbid nie, is dat hy het 'n stem, hy praat met jou. Hoor ons daardie stem? Of het ons so doof geraak vir God se stem in ons lewe, dat ons net die wêreld se stemme hoor? Onthou, daar's baie. Hulle skree kliphard. Hulle is elke dag daar. Hoor ek en jy God se stem? Want die Here Jesus antwoord die Jode hier met die ding van, maar my skape ken my stem. Nou in die Bybelse tyd en ook vandag nog, kan 'n klomp herders by mekaar kom by 'n krib en hulle kan, die skape gaan die mekaar loop en water drink. Maar die oomblik as die herder roep, sê kom, dan sal daardie skape agter hom aanstap. Want hulle ken daardie skaapwagter se stem. Vriende, hoe ken ons God se stem? Hoor ons nog daardie stem in ons lewe? En dit is waaroor hierdie teks gaan, om net vir ons so bietjie te laat besef, die herder Heer, wat koning is, wat opgestaan het, wat lewe, hy praat met ons. Maar ken jy sy stem? Maak jy tyd om sy stem te ken en te hoor? Want jy sien, die volgende stelling is so waar in ons lewe. Geloofsekerheid is net sekerheid van Jesus. Van hom kan jy altyd doodseker wees. Dit is geloofsekerheid. Om te sê ek glo, ja, vandag voel ek goed, môre voel ek nie so goed nie. Ons geloofslewe gaan so op en af, soos 'n grafiek. Maar ons is seker, ons is oortuig in wie ons glo. En dit is Jesus Christus, ons verlosser. Daar kom tye wat jou geloof 'n bietjie wankel, wat jy twyfel, wat jy wonder. Maar hierdie herder Heer wil vanoggend opnuut vir jou kom laat besef, ek is daar vir jou. Ek is by jou. Daai laaste gedeelte van die teks,
jy is veilig in my hande. Niemand sal jou uit my hande uitruk nie. Dis 'n belofte. Dis 'n belofte waarin ek en jy kan vashou en op kan staan. Want jy sien vriende, as ons deur die lewe gaan, gebeur die lewe elke dag met ons. Verseker. Maar die Here kom bely, kom gee vir ons vandag opnuut die versekering dat niemand ons uit sy hand uit sal ruk nie. Dis die herder wie ek en jy aanbid. Dis die herder met wie ek en jy op pad is. Mag julle in hierdie tyd, in hierdie afwagting van hemel na hemelvaart toe, opnuut gaan selfondersoek doen. Hoe klink die herder se stem? Hoor ek nog sy stem in my lewe? Of het dit ons net so besig geraak, dat ons net die wêreld se stemme hoor? Vriende, die herder weet wat jy nodig het. Hy weet waar jy op die oomblik is. Hy weet deur wat jy gaan. Gee tyd vir hom, maak tyd vir hom. En wees ontvanklik om sy stem te hoor. En nie die wêreld se nie. Want hy is vir jou baie, baie lief. Amen. Kom ons gee geleentheid vir stil word en ontvanklik. Ja, Here, ons moet erken en ons moet bely dat ons baie keer ander stemme hoor en ook na ander stemme luister. Maar U kom gee vir ons vandag die versekering dat U ons herder is en dat as ons U skape is, sal ons na U stem luister. Help ons om dit so te gaan leef daar buite. Dankie vir die belofte dat ons in U hand veilig is, maar Here, help ons ook so te leef dat ander U in ons lewe sal sien. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Vriende, ons het hier voorreg om vanoggend ook die doop te kan bedien. Monique en Philip is al die pad daar van Limpopo. Dit is familie van my, dis my niggie en ek het die voorreg om nou klein Liam te dan doop vanoggend. Dis mos 'n voordeel om 'n dominee in die familie te hê, weet. Jy doop almal, jy trou almal en al daai dinge en jy begrawe ook die mense. So dit is die ander kant ook. Maar Philip en Monique, baie welkom vanoggend hier. Ons gaan vir julle vir klein Liam nou doop. Maar mag hierdie geleentheid vir julle wees 'n kosbare geleentheid, 'n geleentheid waar die Here op 'n besondere manier homself kom verbind aan julle. Nou vriende, die doop weet ons, soos die doopformulier mos nou lei, daar's mos 'n klomp goed waaroor dit gaan, maar die doop bly in sy wese 'n verbintenis van God wat kom sê, jy behoort aan my, jy's myne, ek het jou op jou naam geroep. Jy's daar in die begin van Genesis al, hoor ons al waar die Here sê, ek kom sluit 'n verbond met jou Abraham, ek sal vir jou God wees en jy moet vir my 'n volk wees. En die doop is een van daardie seël wat vorentoe gaan en wat oor die jare net aangedra word, oorgedra word, waar ons net mekaar opnuut herinner, dis God wat ons self kom by mekaar hou en homself aan ons kom verbind. Dis nie 'n plek waar iemand 'n naam kry nie, dis nie iets wat ons doen uit bygelowigheid, daar gaan nou iets met die kind gebeur nie, is in sy wese 'n handeling, 'n sakrament, waar God sê, jy is myne, jy behoort aan my. Ek wil vra dat Philip en Monique voor sal verskyn, dan sing ons hierdie lied, en dan kan klein Liam ingebring word.
vergeet om in te kom. Ja, kom. Philip Monique, baie welkom hiervoor. En Liam, jy is ook hierso. Julle het nou gehoor waaroor die doop gaan. Dit gaan in sy wese oor God wat homself verbind aan hom en ook aan julle as familie, as gesin. En ek wil vra dat julle op die volgende vraag net vir my sal opreg antwoord. En die eerste vraag is, bely julle dat hoewel ons kinders in sonde gebore en ontvang is, nog steeds gedoop moet word en aan God behoort, want sy genade is vir ons genoeg. Neem julle die inisiatief en bely julle dat julle hom sal toelaat dat hy groot word en dat ander julle sal help om groot te maak tot eer van die Here en bely julle dat die woord, soos ons dit in die gemeente leer, die Ou en die Nuwe Testament, die ware volkome leer van verlossing is. Wat is julle antwoord? OK, is reg. Gemeente, ontvang julle dan nou die verantwoordelikheid in hierdie nuwe dopeling in julle midde om hulle te help op hierdie pad vorentoe. Wat is julle antwoord? Dan kan julle hom bring dat ons, dis lekker koue water. Liam Stein, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Liam, ons eien al God se beloftes vir jou toe. Jy behoort aan hom. Hy het jou op jou naam geroep. Hy ken vir jou. Kom ons bid. Here Jesus, baie dankie dat ons in hierdie oggend met 'n bietjie water klein Liam op sy kop kan gooi en daardeur erkenning gee dat u genade vir hom genoeg is, dat u hier is, dat u teenwoordig is, dat hy deel is van u koninkryk en u liefde. Seën sy ouers met sy grootmaak, seën ook hulle as gesin, mag u liefde en u genade oor hulle die wag hou. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. Staan net gou so. Vir elke dopeling gee ons 'n Bybel en 'n kers. Die Bybel is vir hom te leer wie hierdie God is wat homself verbind het. En die kers is hy het nou 'n doopdag. Soos dit hy 'n verjaarsdag het, hy 'n doopdag en hy moet elke jaar dit aansteek dat hy weet dat hy gedoop is en hy kan dit vier elke doopdag. So baie geluk, baie seën vir julle. Staan net so, vriende, kom ons staan en dan sing ons vir hulle toe met laat die Here die seën op ons. Ons sê vir die oumas en oupas en familie baie geluk. Dis 'n ouma grootjie ook, so mag dit 'n wonderlike dag vir julle as familie wees. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan luister na die stem van die herder. Die genade van God, die liefde van Jesus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees, julle beskerm, julle bewaar en aan julle sy vrede gee. Die Here seën julle. Amen.